wil vir die Here dankie sê vir 'n kans en 'n geleentheid wat ons het om in sy huis te kan wees. Vir die Here dankie sê dat ek weet hy is nie 'n aannemer van 'n persoon nie. Amen. Maar terwyl ek in hierdie week en my vrou na iemand luister en sy woorde lê by my en die Here begin met my te werk en ek raak besig met dit en dit was nie deel van my beplanning om dit vanoggend vir u te bring wat ek vir u gaan bring nie. Maar terwyl ek vanoggend met die Here besig raak, toe kom dit by my, waar is die vrees van die Here in die kinders van die Here se lewe? Ons sê ons is kinders van God. Ons sê ons dien die Here. Ons sê ek het goed groot geword, ja, ek is 'n kerkganger, ek bid heeldag en ek bid in die nag en ek sing deur die dag en al hierdie wonderlike goed. Loop selfs met my Bybel onder my arm rond. Maar terwyl ek in die woord van die Here lees, dan vra ek myself die vraag af, hoeveel van ons wat sê, ons is kinders van die Here, is regtig kinders van God? Jy kan een skrifgie aanhaal, by enige kerkgaande mens, en hy gaan die verskonings van die wêreld vir jou kan gee. En ek gaan vir die skrifgie aanhaal en ek sal dit vir u lees ook. Kom ons gaan sit by enige kerkmens en jy sê vir hom, wees heilig, want die Here jou God is heilig. Gaan hy vir jou al die verskonings uithaal? Ja, maar ons moet heiligmaking nastrewe. Beteken, dat kan nie, geen mens kan heilig wees. Dis wat die mense sê. En hy sal allerlei verskonings uit gaan grou om vir jou te wys hoekom 'n mens nie kan heilig wees nie. Nou gaan ek vir u lees in 1 Petrus 1 vers 13. Hy sê daarom, omgord die lendene van jou verstand, wees nugter en hoop volkome op die genade wat jou deel gaan word by die openbaarmaking van Jesus Christus. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede van tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. Luister mooi wat hy sê. Die genade wat julle deel word by die openbaarmaking van Jesus Christus. As ek sê ons lewe in genade tyd, wil ek vanoggend vir u sê, die tyd is besig om uit te loop. Genade word my deel wanneer ek Jesus Christus aanneem as my persoonlike saligmaker, dan maak ek gebruik van genade. Hy sê vers 14, soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewens inrig volgens die begeerlikhede van tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. As ek 'n sondaar is, dan geniet ek hierdie wêreld. En ek geniet alles wat hy my bied. Ek gaan na die Joels toe. Ek gaan na die drankplekke toe. Ek geniet al hierdie sondige dinge, want ek ken nie die Here Jesus Christus nie. Hy is nie deel van my lewe nie. Maar wanneer ek by die Here uitgekom het, en ek het my bekeer volgens die skrif, dan moet daar 'n verandering in my lewe plaasvind. Hy sê, dan lewe ek nie meer volgens die begeerlikhede van tevore. Voorheen toe ek en my vrou by die Here uitgekom het, of toe ek my vrou ontmoet het, het ons die lewe geniet. Ek het altyd geloop en gesê, ek is 'n kind van die Here. Maar wanneer ek my karradio aangesit het, die gemors van die wêreld deur my speakers weer klank. Ek het groot geword in die kerk. Maar ek het nie groot geword in Christus Jesus. Terwyl ek hierdie lewe gelewe het, het ek gesê ek gaan kerk toe. Ja, ek het
As ek op pad kerk toe is, sal ek gospel musiek in my kar aan sit, want ons nou op pad kerk toe. Maar laat ek nou net werk toe gaan. En iemand anders wil saam met my werk toe, haal ek die gospel CD uit. En ek sit sommer, wat is dit? Goue treffers. Country, goue treffers, niks gospel nie, nee. Sommer enigiets anders, ek kan nou nie alles onthou nie. Ek sit nou die aand hier so en ons stop hier in die radio speel. Ek sê my vrou, "Haai, hoor hier." Nou, die jong mense van vandag gaan nou nie weet nie, maar die ou mense behoort te weet. Wie sê, Bless Preachers, hy is ook nou al dood. Ek sê, "Haai, ek het die goed geluister, hoor." Dit laat my terugdink. Ek was nou nie ou wat doef musiek geluister nie, maar ek het country musiek geluister. Country musiek is die gospel musiek. Ek is jammer. En dan gaan ek werk toe en ry oom saam met my. Haal ek my gospel CD uit die kar uit. Dan sit ek enige ander country musiek CD. Hy mag nie weet wat in my hart aangaan. Maar hy weet toe ek by die Here Jesus Christus uitkom. Kom ek gebruik my vrou as 'n voorbeeld. Ek het in die kerk groot geword, ek ken die werk, sy het sonnaarskool toe gegaan en dis dit. Sy was soos vandag se Christene. As ek kerk toe gaan, is ek gered. Dan kan ek doen net wat ek wil. Ek gaan daarom kerk toe, ek erken die Here Jesus Christus iewers in my lewe. Ek weet die Jesus het vir my sondes aan die kruis gesterwe, so ek is okay. Maar toe sy by die Here uitkom, en 'n verandering in haar lewe kom, en sy hart vir die Here gee, toe verdwyn Nicholas Lou van haar playlist af. Ek weet wat haar ene. En toe ek by die Here uitkom, toe verdwyn Jonita Du Plessis van my playlist af. Want ek kan nie my lewe inrig volgens die begeerlikhede van tevore nie. Maar daar is 'n nuwe verandering in my lewe. Toe ek by die Here uitkom en ek besef, ek het my hart vir die Here gegee, en die woord van die Here in Spreuke sê, die beginsel van wysheid is die vrees van die Here. Toe ry die mense weer saam met my, maar ek speel nog steeds met Jimmy Swagger. Ek gee nie om wat jy van my dink nie, maar as jy weer by my kom, dan moet jy weet, ek is 'n kind van die Here. Oom Jannie het altyd gesê, as my buurmense nie weet ek dien die Here nie, dan weet hulle ek dien nie die Here nie. Hoor jy wat ek sê? As my buurmense nie weet ek is 'n kind van God nie, in alles wat ek doen, dan weet hulle ek dien die wêreld. Hy sê vers 15, maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. Nou verstaan ek nie mooi vandag se prentjie, hoe ek nog kan sê ek is 'n kind van die Here, maar ek rook en ek drink en ek vloek en ek hoer en ek rumoer, en al die goed is maar net aanvaarbaar, want die Here ken my hart en hy sal verstaan nie. Die woord van die Here sê, wees heilig, want ek is heilig. En as jy wil weet of iemand by die Here uitgekom het, en jy haal hierdie skrif aan, gaan hy nie 'n verskoning soek oor hoekom hy nie heilig kan wees nie. Hy gaan nie vir jou 'n verskoning probeer gee om vir jou te bewys dat jy verkeerd is nie. Streef na heiligmaking, jy het dit nog nooit in die Bybel raak gelees nie. Dis mos wat die kerke wêreld sê. Solank jy probeer. Die skrif sê nie probeer heilig wees nie. Hy sê wees heilig, want ek is heilig. So moet jy in jou hele lewenswandel heilig word. Vers 17 sê, as jy hom as Vader aanroep, wat sonder
in die tyd wat ons in lewe, is daar nie meer vrees vir die Here nie. Ongelukkig in die tyd wat ons in lewe, wil ek nie meer heilig lewe nie, want die skrif moet vervul word. In die tyd wat ons in lewe sê hy, was jy maar warm of was jy maar koud, maar omdat jy lou geword het, het ek jou uit my mond uit gespieg. Ons wil aanvaarbaar wees vir die wêreld. Maar ek wil ook weet, as ek die Here aanroep, is hy daar. Verkleermannetjieskap werk nie by die Here nie. Of jy's warm, of jy's koud. Maar as jy lou geword het, is jy goed vir niks. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit die ydelle lewenswandel van julle vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus, of deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Ek wil vir u lees in Johannes. Wees heilig, want ek is heilig. Nou dis wat die skrif sê. Nou kom ons hier en ons sê vandag, dis onmoontlik om heilig te wees. Baie mense, ek het nog nie een persoon gehoor. Nou kyk, ek hou daarvan om die skrif aan te haal. Maar kyk, my vrou met baie keer net so. Nou gaan ek aan, ek soek net reaksie. Ek het nog nie een persoon gehoor, wanneer ek vir hom sê, wees heilig, want ek is heilig nie, wat vir my sê, ek moet my bekeer voor God nie. Nog nie een nie. Dit het tyd geword dat ek my Here gaan soek nie, nog nie een nie. Dit het tyd geword dat ek wedergebore word, ek het nog nie een gehoor nie, maar ek het baie verskonings gehoor. Want weet jy wat? Die beginsel van wysheid is nie deel van my lewe nie, om God te vrees nie. Ek kyk baie maal klein muurtjies wat op die grond loop. As ek regop staan, kan ek hom met my oë sonder my bril glad nie meer amper sien. Lyk net so 'n swart kolletjie wat daar rondwal. As ek die bril opsien, dan kan ek hom sien, want hy kan dus nou ver kyk bril. Dan vra ek myself, hoe groot is God? En hoe klein is ek? Hy sê vir Abraham, jou nageslag gaan wees soos die stof van die see, die sand van die see, die stof van die aarde. Weet jy hoe groot is God? En hoe gering is ek en u voor hom? 'n stofkorreltjie. Maar ek het nie die wysheid van die Here om te sê, ek begin God vrees, want hy het mag oor alles in my lewe nie. Maklik om dit vir ander mense te sê, wat sê ek vir myself? As ek God gevrees het, het ek 'n plan gemaak met my hiermee. As ek God gevrees het, het ek hierdie sondige dinge van hierdie wêreld, wat die skrif duidelik van in sê, uit my lewe uitgeskuif. Maar ons het nie die vrees van die Here nie. Ons is nie 'n disipel van Christus nie. Ek is nie 'n kind van God nie. Want Jesus het vir sy disippels gebid. Nou as jy vandag weer wil sê, dis onmoontlik om heilig te wees, sê jy vir jouself, jy is nie 'n disipel van Christus nie. Want Jesus Christus, die Almagtige, hy sê, ek is die Alfa en die Omega, ek is die begin en die einde, in Openbaring. Jesus Christus, die een wat is, wat was, en wat weer sal kom.
Ek wil vir u die hele hoofstuk 17 in Johannes lees. Hy sê die gebed van Jesus vir sy disippels. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u seun, sodat die seun ook kan verheerlik, sodat die seun u ook kan verheerlik. Soos u hom mag gegee het oor alle vlees gegee, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste waaragtige God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op aarde, en die werke wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Net so oomblikkie daar stil staan. As Jesus Christus, die Seun van God, dit kan sê, die werke wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. Wat gee my en u die reg om te sê ons is kinders van God, maar ek is nie besig om die werke te doen wat God my gegee het. Hy sê, gaan dan julle gemaak disippels van alle nasies en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Ons lewe soos ons wil, soos lauwarm. Dan in die kerk en dan in die wêreld, dan staan ek, dan spil ek, dan sit ek, dan lê ek. Dan gaan ek weer kerk toe, dan voel ek weer, ek is daar bo in die hemel, en dan die dag daarna kom al die probleme, en dan sit ek weer onder in die gat. Hy sê verder, die werke wat u my gee, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat ek die wêreld was. Ek het u aangeroep aan die mense. Ek het u naam Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Tweede plek is, 'n kind van God bewaar sy woord. Nie net ek beskerm hom daar in my kas nie, hy is nou mooi toegedraai. Ek praat so ruk terug met 'n moslim en hy sê, ja, julle Christene het geen respek vir julle heilige boek nie. Want julle sal hom net daar en daar neersit en die stof gaan hom oor en ag, julle vat sommer met julle vuil hande aan hom. Hy sê ons, voordat ek aan my Koran gaan raak, bad ek my liggaam. Ek maak seker daar kom geen stof op hom nie. Wanneer ek hom bære, is hy toegemaak, beskerm, niks kan hom skade aan doen nie. Ons sê ons bewaar die Bybel. Die woord van die Here sê ek moet hom in my hart bewaar. Skryf dit op jou hartstafels neer. Hoe bewaar ek die woord van die Here? Om seker te maak, die wêreld daar buite kan die woord van die Here deur my in die lewenswandel lees. Eer jou vader en jou moeder dat jou dae verleng kan word. Vrees God, sodat jou dae verleng kan word. Ek luister na baie goed wat mense sê. En dit is maklik om die skrif vir my kind te gee. Jy moet jou vader en jou moeder eer. Maar wat het geword van vrees God, sodat jou dae verleng kan word? As ek my kinders in die eerste plek leer om God te vrees, gaan al die ander goed outomaties in plek val.
uitdra, ek kan nie onthou nie. Die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder. My ouers het dit vir my gesê, en ek glo hulle ouers het dit vir hulle gesê, maar watter ouer leer sy kind om God te vrees? Ek luister nou die dag na 'n liedjie wat Kathy Viljoen gesing het. En sy sê, mamma, jy het my alles geleer. Ek weet hoe om 'n goeie huisvrou te wees. Ek het my skoolloopbaan mooi voltooi. Maar hoekom het jy van Christus Jesus vergeet? Het jy dan self nie van haar geweet nie? Ons wil ons kinders leer om te doen wat ek sê. Maar hoekom leer ek nie my kind, as die Here se woord is die weg, die waarheid en die lewe nie? Want ek mos nie nodig om my kind enigiets verder te leer. Want my kind het geleer, God te vrees is die beginsel van wysheid. Dan bewaar hy die woord van self. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het, van U kom. Vers 8 sê, want die woorde wat U my gegee het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang, en waarlik erken, dat ek van U uitgegaan het, en U het my, en hulle het geglo, dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. En alles wat myne is Uwe. En wat Uwe is myne. En ek is in hulle verheerlik. Hulle is nie meer in hierdie wêreld nie, maar hulle is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. En ek kom na U toe, Heilige Vader, bewaar in U naam die wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons is. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in U naam bewaar, oor die wat U my gegee het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na U toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle U woord gegee, en die wêreld het hulle gegaan, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid dat U hulle uit die wêreld uit wegneem nie. Ek gaan weer lees. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld uit wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Hulle is in die wêreld, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in die waarheid. Die woord is die waarheid. Soos U my gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in die waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo. Dat almal een mag wees, net soos U, Vader, in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En ek het U die heerlikheid gegee wat U my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in U
ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, ek wil dit, waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle by my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld af. Regverdige Vader, al in die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier het u erken, en dat u my gestuur het. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Luister mooi wat het Jesus gebid. Vers 18 sê hy, soos u my gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook in die wêreld gestuur. Ons is in die wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld. Vers 19 sê, en ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Hoekom sê ons dan so maklik? Het is onmoontlik om heilig te wees. Jesus Christus, die Seun van 'n lewende God, het gebid en gevra dat hulle geheilig kan wees. Hy sê verder, ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo. Dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. Dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Weet jy wat sê die skrif? As ek sê, ek is 'n kind van God, is ek een met hom, wat my gestuur het, om die woord van die Here uit te verkondig. Is ek een met hom, wat deur sy woorde, het ek tot inkeer gekom. En as ek een is met Christus, een is met God die Vader, wat ons sê, sy Gees leef hier binne in my. Hoe kan ek nog in die genot van hierdie wêreld in my tevore lewe? Hoe kan ek nog sê, dis onmoontlik om heilig te wees? Ek kan vir u sê hoekom. Ek het nie tot bekering gekom, soos die skrif sê. Dis al waar die verskil kom. My vrou hou nie daarvan ek moet haar gebruik as 'n voorbeeld, want ek ken nog gesig. Maar toe sy tot bekering kom, en sy iets in die skrif lees, het sy dit verander. Sy het nie gesê, ag, maar ek hou van wat ek doen nie. Sy het dit verander, want die Bybel sê so. Dit is die eerste teken van ware bekeerlinge. Ek verander nie die Bybel om by my te pas nie, ek verander my lewe om by die Bybel te pas. Ek het in die kerk groot geword, ek het onder die banke gelê en slaap. Ek is geroep om vir die Here te gaan werk, 13-jarige ouderdom. Toe weet ek nog steeds nie. Ek moet die woord van die Here gehoorsaam. Wat het al my jare
my geld. Kennis. Mamma sê so, papa sê so, ja, baie. Ek het baie maal die skrifte gekwoteer wat ek gehoor het. Wat almal in my lewe gekwote het. En dan het ek dit oorvertel, dan kom iemand my sê, waar staan hy skrif? Dan gaan soek ek hom. Dis dit nie wat hy sê. Ons hou ons daarvan om net 'n stukkie van die skrif te kwoteer. Daar was een voorbeeld. Sê wat as jou hart jou nie veroordeel nie, jy vrymoedigheid na God toe. En ons kwoteer daai stukkie en ons almal dink dis wat die skrif sê. En toe ek hom gaan lees, toe sê hy, God is meer as jou hart, hy weet van alles. Kan vir niks wegsteek. Ja, as jou hart jou nie veroordeel nie, jy vrymoedigheid na God toe. Maar God is meer as jou hart, hy weet alles. Ons kwoteer nie die hele skrif nie. Kwoteer net wat by my pas. En so het ek geleer. As ek wil sê, die skrif sê so, kwoteer die volle skrif. Of sê dit ten minste, ek sê dit in my woord. Maar weet jy wat? Kinders van die Here praat van die Here. Kinders van die Here se lewe gaan oor om te doen, om God te behaag. 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week. 365 dae in 'n jaar. Doen ek nie wat Henry wil nie. Maar ek begin my lewe vul met die liefde van Christus. Ek begin gehoorsaam raak. Ek begin by die beginsel. En as jy nie weet wat sê hy nie, Spreuke sê, hy sê Spreuke 1:7, hy sê die vrees van die Here is die beginsel van kennis. Sotte vraag, wysheid en tug. As jy hoofstuk 2 gaan lees, dan sê hy, die opskrif sê, die waarde van wysheid. Die waarde van God te vrees. Die waarde daarvan om in die vrees van die Here te wandel. Dan kan ek sê, die skrif is in die muur, die skrif is vervul. Hy sê nog voordat jy gepraat het, weet ek wat jy nodig het. Want ek lewe in die vreesheid van die Here. Hy gee om vir my. Hy wil hê dit moet met my goed gaan. Hy wil hê ek moet lewe. Hy wil hê ek moet sy woord verkondig. Dat ek lewe in die vrees van die Here. Maar in 2025 is die vrees van die Here die laaste ding wat die kinders van die Here aan dink. Ons het soveel verskonings. Ons het soveel planne, maar niks gaan om te doen dit wat God van my verwag. Vra jouself vandag die vraag af, waar staan ek vandag met die vrees van die Here? As ek God dan gevrees het, hoekom getuig my lewe nie daarvan? As ek God dan gevrees het, hoekom sien die wêreld daar buite nie Christus in my? Want weet jy wat, Henry lewe nog te veel. En Christus is die laaste ding wat in my lewe staan. Ons vanoggend afsluit met hierdie woorde wat die woord van die Here sê. Kinders van die Here, wees heilig, want die Here jou God is heilig. Tot sover uit sy woord uit. Amen. Kom ons staan. Gaan ek my vrou vra vir ons die dienste vandag. Here, dankie vir die voorreg wat ons vanmôre gehad het om uit die woord te leer, 'n stukkie brood te kon kry. Here, brood vir ons gees, Here, vir ons siel, Here, wat honger het en wat uitgemaar is, Here, met alles wat maar die oorstreel, Here, maar vanoggend daardie woorde wat pastoor sê van wees heilig, want ek is heilig. Here, besef ek dat hoeveel sit ons in, Here, om werklik dit te kan bereik. Al is dit net, as ek dit vat, uur tot uur op 'n dag, Here, hoeveel aandag gee ons, Here, aan dit wat die vrug van die Gees is, Here.
Ek wil vra dat U hierdie woord sal seën. Here, dat U ook die pastoor sal seën en hom onder die bloed sal hou, Here, van elke aanslag wat die vyand sal wil uitstuur met hierdie woord wat is swaard is, Here, wat gesny het tot op die been. Here, bid ek dat ons elkeen sal verdaag en ons sal bewaar, Here, waar ons uit mekaar uitgaan en waar ons ook weer by mekaar sal kom, Here, om U naam groot te kan maak. Ons vra in Jesus naam alleen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê en die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.